Maak die woord van die Here oop by 1 Samuel hoofstuk 15. 1 Samuel, daarvan hoofstuk 15. In die geskiedenis tydvak lê hierdie geskiedenis by die geskiedenis van die eerste koning van Israel, koning Saul. En wanneer koning Saul aan bewind kom deur die keuse van die Here, is Samuel nog lewend. En die Here werk deur Samuel as profeet in die tyd. Ons lees 1 Samuel 15 vanaf vers 1. Toe sê Samuel vir Saul: koning. In Samuel 15 vanaf vers 1. Toe sê Samuel vir Saul: Die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. So sê die Here van die leerskare: Ek het terdeë gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte. Gaan nou en verslaan Amalek. En julle moet met die banvloek tref alles wat hy het, en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man, sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee, kameel en esel. Daarop het Saul die manskappe opgeroep en hulle gemonster in Telaim, 200.000 voetgangers en 10.000 man van Juda. En toe Saul by die stad van Amalek aankom en in die dal 'n hinderlaag opstel, sê Saul vir die Keniete: Gaan weg, verwyder julle, trek af onder die Amalekiete uit, dat ek julle nie met hulle saam wegruim nie. Want julle het guns bewys aan al die kinders van Israel by hulle optog uit Egipte, toe die Keniete hulle verwyder onder die Amalekiete uit. En Saul het die Amalekiete verslaan van Havila af, in die rigting van Sur, wat oos van Egipte lê. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang. Maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naasbestes, en die lammers, en alles wat van waarde was, dit wou hulle nie met die banvloek tref nie. Maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref. En die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê: Ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Maar die môre vroeg het Samuel hom klaargemaak om Saul te ontmoet, en aan Samuel is meegedeel en gesê: Saul het in Karmel aangekom en kyk, hy het vir hom 'n gedenkteken opgerig. En hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom: Mag u geseënd wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. Daarop vra Samuel: Maar wat vir 'n geblær van kleinvee is dit in my ore en 'n gebulk van beeste wat ek hoor? En Saul sê: Van die Amalekiete het hulle dit gebring. Want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die Here u God te offer. Maar die ander het ons met die banvloek getref. Toe sê Samuel vir Saul:
Hou op dat ek jou kan meedeel wat die Here vandag met my gespreek het. En hy antwoord hom, spreek. En Samuel sê, is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie tog die hoof van die stamme van Israel nie? En die Here het jou as koning oor Israel gesalf. En die Here het jou op die pad gestuur en gesê, gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete met die bandvloek en veg teen hulle, totdat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie? En op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister en gegaan op die pad wat die Here op my gegaan waar die Here op my op vers 20. Toe sê Saul vir Samuel, ek het aan die stem van die Here geluister en gegaan op die pad waar die Here my opgestuur het. En Agag, die koning van Amalek, gebring, maar die Amalekiete het ek met die bandvloek getref. Maar die manskappe het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bandgoed, om aan die Here u God in Gilgal te offer. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het hy jou as koning verwerp. Ek herhaal vers 22 en 23. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het hy jou as koning verwerp. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wie van ons het groot geword sonder die frase, het jy nie gehoor wat ek vir jou gesê het nie? My seun of my dogter, ek het uitdruklik vir jou verduidelik, vertel, gewys selfs, het jy nie gehoor wat ek vir jou gesê het nie? Maar ek het. Maar jy het dan nie gedoen wat ek gesê het. Hoe toon ek gehoorsaamheid sonder gedrag wat daarby pas? Hoe toon ek gehoorsaamheid sonder om te luister? Sonder om die effek op daardie instruksie, daardie opdrag te gee, hoe toon ek gehoorsaamheid? Hoe weet 'n mens jy was gehoorsaam? In ons besinning oor die hervorming werp hierdie gedeelte lig op die tema, een van die standpunte van die reformatie, wat lui aan God alleen die eer. Soli Deo Gloria, die Latyn. As die standpunt van gereformeerde gelowiges, Bybelse gelowiges is dat ons God moet verheerlik en ons verheerlik hom met alles, kan ons dit doen sonder gehoorsaamheid? Vanuit die kerngedeelte wat ons, die fokusverse wat ons behandel, die tema. Gehoorsaamheid verheerlik God. Gehoorsaamheid verheerlik God. Hoekom verheerlik gehoorsaamheid God? Sou ons kon vra.
Want watter gehoorsaamheid verheerlik God? Wat moet ek doen om gehoorsaam te wees sodat dit God kan verheerlik? Hierdie geskiedenis toon vir ons die volgende. Helder instruksie, vers 3. Gaan nou en verslaan Amalek. Julle moet met die banvloek tref alles wat hy het. En julle mag hom nie verskoon nie. Maar jy moet om die lewe bring man, sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee, kameel en esel. Woordjies, klein woordjies wat maklik misgelees word, alles. Hoeveel sluit alles in? Hoeveel sluit alles uit? Dis 'n omvattende woord. Amalek in sy geheel. Manne, vroue, kinders, diere. Daar mag van Amalek niks oorbly nie. En die woordjie banvloek moet ons verstaan in die Ou Testamentiese konteks en ook in die Nuwe Testamentiese konteks. Wanneer die Here die banvloek gebruik het, sal jy dit raak lees met die verowering van die beloofde land. En voor jy die beloofde land verowering geskiedenis lees, het jy nodig om 'n bietjie verder terug te gaan, om te gaan kyk, hoekom sê die Here, is dit waar julle gaan bly? Want hy maak vir julle plek. Die sondes van daardie volke het vol geraak. Die banvloek word gebruik in die verowering van die beloofde land as 'n oordeelssaak. En by oordeel word letterlik verstaan as die voorskou op die finale oordeel. 'n Tydelike oordeel waarvan volke en tale reeds simbolies van die finale oordeel sal wees. Waar oordeel gegrond op sonde en opstandigheid toegepas sal word. En veral die dien van ander gode, die hooftema van afgoderry in Kanaan, is breed beskryf. En kyk veral na Moses se geskiedenisvertelling in Deuteronomium. Hoe hy praat oor wees waaksaam vir die afgode. Wees waaksaam vir die afgode. Wees waaksaam vir die afgode. Wees waaksaam dat jy nie vergeet wie die Here jou God is nie. Wanneer die eerste saak gestel word van gaan en tref, dan is dit God wat tref. Hy gebruik die instrument van Israel om dit te doen. Hy gebruik die maghebber, die koning van Israel, as die onderkoning in Israel, want God is koning in Israel. Kyk na die heerskappy. God is koning en Saul as koning van die Here gaan en dien en hy voer die opdrag uit. Want hy is in diens van die koning van konings. En wanneer hy hierdie opdrag uit moet voer, is dit God se opdrag vir God se saak, vir sy wil. En dis wat Samuel aan hom oorgedra het. Die geskiedenis het gewys, hy gaan, hy verower, vernietig maar. Die woordjie maar kom voor in die gehoorsaamheidsopdrag. Wie word oorgeslaan? Koning met die naam van Agag, vers 8, word lewendig gevang. Lewendig gevang. Die res word getref met die banvloek, maar nie net Agag kom vry nie, maar ook, vers 9, maar Saul en die manskappe het Agag gespaar en die beste van die kleinvee en beeste en die naasbestes en die lammers en alles wat van waarde was. Die vraag is hier, in wie se oë lê die waarde? In wie se oë lê die waarde van dit wat nie vernietig was nie?
was die argument. Maar Saul, koning, hierdie beeste lyk dan pragtig. Ons sal 'n hele klompie geld op die mark kry vir hierdie vee. Ons kan hierdie beeste nie van kant maak. Dit toon uit hulle gedrag dat hulle onderskeid gemaak het tussen die wat sleg gelyk het en die wat goed gelyk het. En hulle die bestes en selfs die naasbestes, nie eers die heel mooistes nie, maar hulle die mooistes en die wat amper mooi was, het hulle gevat. En hulle nie getref met die banvloek nie. In wie se oë was die waarde? Die oë van die mens het die waardebepaling gedoen, terwyl die opdrag vanaf die Here God Almagtig steeds gestaan het, tref alles, maak dood almal, want Amalek moet met die banvloek getref word. Die eerste saak wat jy moet raak sien, is dit. Wanneer gehoorsaamheid moet lei tot aanbidding en ongehoorsaamheid tree in, is dit 'n wysing of 'n vingerwysing na 'n geloofsprobleem. Dit wys na 'n geloofsprobleem. Geloof word sigbaar in die gehoorsaamheid en gevolglik die aanbidding van die God van hemel en aarde. Maar die keuse word gemaak deur die aanbidders om nie te luister vir die God wat hulle moet aanbid nie. En hulle wil hierdie saak gebruik. Wat doen hulle met hierdie vee? Wanneer die argument na vore kom en Samuel die saak konfronteer, vra hy die vraag baie reguit. Samuel konfronteer baie reguit. Hy vra vir hom. Nog voor hy kan vra, sê Saul, en hoor die hart van hierdie man, hoor die hart van Saul. Vers 13, toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseënd wees deur die Here, ek het die woord van die Here uitgevoer. Jy sal onthou in die teks het daar gestaan, Samuel was woedend die vorige nag en het homself in gebed en smeking voor die Here gehou die hele aand. Dit was sy voorbereiding vir die gesprek wat hy moet voer die volgende dag. Want die Here was ongelukkig met die koning van Israel, want sy geloof het 'n afvalligheid getoon en die res van die volk wat onderdanig was aan die koning sou dieselfde pad stap, want die koning stap so 'n pad. Hoor die effek van konings, hoor die effek van maghebbers op die geloof van ander. Dis nie verniet dat daar in Levitikus 1 beskrywe word dat die offer van die vermoëndes, die rykes, die sterkes in die samelewing moet die grootste en swaarste offer wees, want hulle invloed is die grootste. Hulle invloed is die grootste, so jou prys wat jy moet betaal is die duurste. Dit moet jou die meeste kos, want jy die meeste mense afvallig maak. Samuel sê koning Saul, ek het die woord van die Here uitgevoer. En Samuel reageer, maar wat van 'n geblær van klein vee is dit in my ore, en 'n gebulk van beeste wat ek hoor. En Saul sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die klein vee en die beeste gespaar, om die Here, die God te offer. Of dit maar net 'n vertaling is, wat sê, hulle het dit geneem. Hulle het onder die bevelvoering van Saul gestaan. En vir Samuel word gesê, ja, jy hoor reg. Jy hoor reg, Samuel. Hier is vee. Maar Saul sou ons kon vra, het hy dan nou nie mooi gehoor presies wie nie moet saamkom nie? Want die koning is ook gespaar. En hier is vee gespaar. Die
leier van die ongelowige opstandige Amalekiete is ook gespaar. En Samuel se verdere verweer is dit. Ons het dit gebring, Samuel, dat ons dit vir die Here kan offer. Ons het dit gespaar om aan die Here te offer. En dan moet jy verstaan wat is 'n offer. 'n Offer is iets wat jy voor die Here bring en daar's 'n vereiste. Levitikus 1-5 stel die vereistes baie duidelik. By die brandoffer sal jy dit raak lees, sommer in die eerste paar verse van Levitikus 1. Dit moet 'n dier wees sonder gebrek. Die priesters moet dit goedkeur as aanvaarbaar as offer voor die Here. Die koning kom en sê, koning, sê Samuel, profeet, priester. Een wat moet toesig hou oor Israel se gesondheid en die geloof. Hier is 'n offer aan die Here. Vergelyk hierdie vers. Dis vers 14, 16. Vergelyk dit met vers 3. En jy sien die skrye, die groot verskil, die kontras tussen wat gesê is, moet gebeur en wat gebeur het. En dis in hierdie lig wat Samuel die 22ste en 23ste verse doen. Die diepste vraag wat gevra moet word vir so 'n geloof is, het die Here, dis vers 22, behaag in brandoffers en slagoffers soos wat hy behaag het. Met ander woorde, het hy blydskap, het hy vreugde, het hy 'n trots op jou, Saul? Het hy meer behaag in hierdie offers wat jy nou gebring het, as in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? En vir elkeen wat hierdie teks hoor, sal sê, ag, ja, is net Saul wat dit doen. Dis daarom net Saul wat dit doen. Ons doen nie sulke goed nie. Die kerk van die Nuwe Testament het glad nie sulke probleme nie. Kyk, ons het nie eers offers nie. Ons sukkel daarom nie met offers nie. Net Saul het hom hier droog gemaak deur te sê, goed, hierdie offers wat eintlik die banvloek moet wees, 'n veragtelike offer, 'n nie aanvaarbare offer voor die Here, een wat eintlik 'n oordeelsdaad moes deurgaan, wat deur die Here gestraf was as 'n oordeelsdaad, dit kan jy nie as 'n offer bring nie. Jy mag onder geen omstandighede so 'n offer aan die Here gee nie. Jy kan nie gaan steel en sê, hier is my dankoffer vir die kerk. Ek mag steel en dan gee ek daarom vir die kerk, dan die kerk daarom iets gekry daaruit nie. Ek kan die saak van die Here nie dien met 'n sondige, onaanvaarbare offer nie. Ek kan nie aan die een kant 'n ding doen wat teen God se wil is en aan die ander kant sê, hier is my offer aan die Here met daardie selfde saak. Want dan is ek besig met 'n ander godsdiens. En dit is die eerste saak van hierdie teks wat ons moet raak sien. Wanneer gehoorsaamheid God verheerlik, toon dit geloof in God. En die tweede saak wat hierdie teks vir ons aandui, is dit. Alles wat ek doen, wys wie erken ek as God. Alles wat ek doen, wys wie ek erken as God. En as my godsbeeld, my verstaan van wie God is, nie reg is nie, dan is ek besig met afgodery. Heidelbergse Katekisme Sondag 34 stel dit soos volg. Vraag 95. Die vraag is duidelik, maklik. Wat is afgodery? Gegrond op die eerste gebod. Uit die gedeeltes wat beskryf hoe die wet van die Here werk en wat dit beteken. Die eerste gebod sê in breë trekke, daar is net een God. Ons kinders kan daardie een onthou. Die eerste gebod van die wet van die Here sê, daar is net een God. Nou wat is afgodery dan, nadat ek moet hoor, daar is net een God? Afgodery is, nie antwoord lees, afgodery is om in die plek van die enige, daar is net een,
om in die plek van die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas hom iets anders te versin of te hê waarop die mens sy vertroue stel. In gewone Afrikaans. Afgoderry is om enige iets te neem en dit so belangrik te maak dat dit in die plek van God se beeld staan. Dit vul my gedagtes so dat dit is wie God is in my gedagtes. En dit moet verskil met wat God in sy woord sê. Prakties, so sê die Here, maak jy, sê Samuel, so doen ek. Maak dit saak of die Here die offer as 'n banvloek gaan sien. As ek gesien het wat hy gesê het, is verheerliking maklik, maar jou afgod is sigbaar, Saul. Want waarom bring jy verban goed, weggooi goed, vernietigde goed, en bring dit in die heilige ruimte, 'n afgesonderde ruimte, 'n aanbiddingsruimte, en sê dis aanvaarbaar vir die Here, terwyl dit nie is nie. Waarom, Saul? Wanneer jy 'n afgod in die ruimte inbring, is jou gedagtes gevul en jou woorde en dade strook daarmee dat wie God is, nie volgens sy woord is nie. Kyk mooi na die 23ste vers, wat hierdie gedagte onderstreep. Dis die inhoud van die 23ste vers. Want wederstrewigheid, dit beteken om op 'n manier teen God te stry. Wederstrewigheid, om te twis met wie? Met die Here. Want die Here sê doen dit so en hy sê ek dink is beter as ek dit so doen, Here. Ek het vir u raad, ek kan vir u aanbeveling doen. Ek dink dit sal goed wees as ek hierdie kan gebruik as 'n offer. Dit was nie die Here se opdrag nie. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en waarsêry is om die afgestorwenes te raadpleeg vir raad. Om die towenaars te gaan vra soos die farao vir raad. Om die duiwel te gaan smeek en sê vir my, wat gaan in die toekoms gebeur? Met ander woorde, om die donker te gaan raadpleeg, terwyl jy met die lig in 'n verhouding staan. Daar is nie plek vir die donker in die lig nie, in die lig van Johannes. Wanneer ons met die Here te doen het, ons te doen met volkome waaragtige lig. Daar is nie plek vir die duisternis nie. En wanneer jy besig is met jou eie saak, sê die Here vir Saul, jy's besig met jou eie saak, nie myne nie. Jy's met jou saak besig, lidmaat. Is ons met ons eie sake besig of met Christus se saak? Wanneer die samelewing openbaar, wanneer ons as lidmate openbaar, dat ons eintlik nie omgee wat die Here sê nie, maar wat ons sê is belangriker as wat God sê. Dan is ons in die toestand waar ons al hoe meer geneig is om ons eie saak meer te glo as God se saak. Dan word ons saak die grootste saak. En wanneer my saak die grootste saak is ek nie in diens van die koning nie, maar ek word self die koning. En wanneer my eer gegroei het, dan is God se eer nie meer waar hy moet wees nie. En dan het ek myself begewe by hierdie punt. Wanneer ek stry met God se wil en my eie wil laat geskied, is ek besig met my eie godsdiens. Eie sinnigheid. Eie sinnigheid. Ek sien dit so, ek is reg, jy is verkeerd. Ek sien dit so, jy is verkeerd, ek is altyd reg. Eie sinnigheid. Wie het dit nie al gedoen nie? Wie is nie geneig om jouself eerder te glo as 'n ander? Party gooi dit oor die boeg van selfvertroue. Dit is so maklik in die natuur van die mens om te doen wat reg is in jou eie oë, want dis hoe ons begin. Dis ons natuur.
Dis hoe dit lyk. Dis vir ons maklik om dit te doen. Ons wil nie doen wat God sê nie. Ons wil doen wat ons sê, want ons dink altyd tweede aan God, behalwe as hy deur sy gees in ons lewe werk en ons 'n ander perspektief gee oor wat moet ons doen. En die koning het illustreer wat Samuel sê. Ons is in die plek van banvloek. Ons is op die slagveld van doodmaak. Ons sien die vee en onthou die woord van die Here, net soos Adam, Eva, dit in die begin gehoor het. As julle van daardie vrug eet, sal julle sekerlik sterwe. Die Satan sê, dis nie heeltemal waar nie, dis eintlik 'n ander storie. En dan is die oordeelsmoment aanbreek. Is dit so dat jy geëet het van die vrug wat ek vir jou gesê het, jy mag nie daarvan eet nie? Ja, Here, maar die vrou wat u my gegee het, sy het gesê ek moet daarvan eet en ek het. Maar Here, die slang het eintlik vir my gewys, dis wat ek moet eet. En hy het nog bygesê, sou ons kon aanvoer, dat dit ander voordele sou hê. Dit klink na dieselfde argument. En dit sê ons is op dieselfde plek. En dit ontbloot ons as mens waarskynlik die meeste. Dat ons maklik 'n ander God in die plek sit van die ware God. Wanneer dit kom by my eer teenoor God se eer. My aansien teenoor God se aansien. En dis die stryd van die mensdom. Dis die stryd van die mensdom. Waarmee is ek besig? Om vir myself 'n monument te gaan oprig? Om te sê ek het nou goed gedoen? Of om die Here te verheerlik deur my gehoorsaamheid te illustreer, ek behoort aan hom. Dis my geloofsstandpunt. En 2, hierdie geloofsgehoorsaamheid aan God is aanbidding, want geloof word sigbaar, en 2, ek word nie aanbid nie, maar hy word. Het ek iemand vandag gehelp? Saul, het ek vandag iemand gehelp om nie die kalvers en die kleinvee te aanbid nie? Of die goeie slag wat ons geslaan het, of die byt wat ons nou ryker geword het nie. Het ons daarin geslaag? Nee, ons het nie. Want niemand gaan vandag glo die Here het oorwin nie. Maar Saul het daarom. Mag die Here ons bewaar van geloofsongehoorsaamheid. Mag die Here ons wegweer van ons stryd waar ons elke dag worstel met hierdie goed. Wat so maklik voor ons kom lê, en ek kyk daarna en sê, maar ek is dan besig met die saak van die Here. Want die Here het my gestuur na Amalek toe. Ek is na Amalek toe. Ek het gaan doen by Amalek en toe sien ek 'n paar ander dinge en ek het gedoen wat ek dink is reg, sonder om te luister na die stem. Waar is ons Amalek? Waar is ons Amalek? Want ons het elkeen een. Kom die Here so Samuel en hy sê, maar hy hoor iets, hy sien iets, hy vra iets, sonder om te sê, Saul, vir wie het jy nie geluister nie? Sodat ons opgeroep word tot, na wie toe moet ons kyk? Ons kon onsself nie gered het, nêrens nog nie. En hierdie offer sou dit ook nie in redding kan omskakel nie. My geloofsvertroue is 'n aanduiding dat ek 'n Christus Jesus in my lewe het. Hierdie aanskouing is 'n vertroue op die Here. Dis geloof. Ek kan nie vertrou op my dade nie, want dit sal vergaan. Ek kan nie vertrou op my nalatenskap nie, want iemand anders sal beter doen as ek. Daar's altyd iemand beter as ek. Niemand behou hulle werke vir altyd nie, want jy word te oud. En dan, ons moet 'n jonger man aanstel in jou plek. Of 'n jonger vrou aanstel in jou plek. Jy sal nie die grootste bly nie. Jy sal nie die belangrikste bly nie. Niemand kan op eie eer en eie geregtigheid verder leef nie. Afhanklikheid aan die Here is al.
En waar die kerk moet reformeer, moet ons altyd verstaan. As Luther, Calvin en al die reformatore gaan stil staan en sê, ek sal die grootste wees, het ons nie vandag die standpunt aan God alleen die eer gehad nie. Want as hulle nie gesê het, ons het 'n standpunt nodig, Rome, ons moet praat oor wat? Genade in Christus Jesus alleen nie. Het ons nie eens geweet wie die verlosser is nie. Dan het ons nog steeds gestaan by, as ek net genoeg geld gee vir die kerk, dan is almal gered, selfs die wat reeds gesterf het. En dis nie waar ons mag eindig nie. Maar ek het dan so goeie naam, my kinders sal dan gered word, né? Ek het so goeie naam, en die kerk sal so goed gaan, want my naam dra hierdie kerk. En as iemand daar staan, sal die Here ook daardie naam verwyder. Want dit is sy kerk, nie joune nie, ook nie myne nie. Dis niemand se kerk nie. Dis die Here Jesus se kerk. Want die Here Jesus verdien al die eer, want dis sy kruis wat gemaak het dat ek hier is. Dis sy opofferende liefde wat gemaak het dat ek vandag kan glo. Niemand anders kon dit doen nie. Ek het geen mens om na te jaag nie. Ek het een verlosser. En aan hom moet ek gehoorsaam bly. Hy het gelei, ek sal lei. Hy was nederig, ek moet nederig bly. Hy was gehoorsaam aan die Vader tot aan die einde. Ek kan streef na gehoorsaamheid, terwyl ek gebroken deur hierdie lewe gaan. Ek het nie die vermoë nie. Ek het net Christus. En daarom is die frase vir ons almal in 'n reformatoriese mondering. Christus se genade is vir ons genoeg. Laat ons daarvolgens in gehoorsaamheid vertrou. Wat wil hy hê moet ek doen? En laat ons ore spits as hy praat. Dat ons gehoorsaamheid wys, dis in wie ons glo. 1. Want dis aanbidding, is ons sien, gehoorsaamheid lei tot aanbidding. En 2, ek moet nie aanbid word nie. Hy moet. Laat hy alleen die eer ontvang. Amen. Ons bid saam. O Here, ons Here, ons kyk na die kruis. Ons kyk na die weg van verlossing, terwyl ons staan by Amalek. Here, wat wil jy moet ek wees vandag? Wat moet ek hoor vandag? Wat moet ek doen vandag? Hoe wil jy hê moet ek gehoorsaamheid openbaar vandag? Terwyl ons uit die genade van Christus Jesus lewe, mag ons opnuut aangespreek wees met 'n gesindheid van U is vir ons lief, want U het alles vir ons gegee. En U gee dit nog betyds. U praat met ons vandag. Vir Saul was die einde van die pad reeds sigbaar. U is nog met ons besig. Daarom bid ons, Here, dat U genade sal bewys aan U kerk. Dat ons nie afvallig sal raak en 'n afgod sien wat vir ons aanneemlik en aanvaarbaar lyk en dit maar invoer en deel maak van ons mondering net omdat dit vir ons reg lyk nie. Laat U saak die enigste saak wees en laat U wil geskied. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.